Met die verkiesing wat gister verby is, dink ek het almal van ons net weer oor die loop van die laaste paar dae en dalk selfs weke net weer besef hoe belangrik is elke persoon se stem. Elke keer wanneer die verkiesing plaasvind en net die oploop daarna toe, dan hoor 'n mens klomp verskillende opinies, klomp verskillende stemme rakende die verkiesing. Baie mense wat dalk glo dat hulle stem nie 'n verskil sal maak nie, genoeg mense wie sin sou kon. Ander mense wat dalk besluit dat hulle nie hulle stem gaan plaas nie, omdat hulle nie saamstem met enige van die partye se beleide nie. Dan is daar ook natuurlik mense wat gaan en hulle kies net blindelings 'n party omdat ander gesê het hulle moet dit doen, en dan staan mense wat ook natuurlik hulle navorsing doen en wat lank daaroor besin en daaroor dink, en uiteindelik dan besluit hulle om hulle stem vir daardie party te gee. Maar in hierdie tyd kom ons almal weer agter hoe belangrik is ons individuele stemme en hoe belangrik dit ook is vir die uitwerking of die gevolg wat wag op die land. Nou, ek het so in hierdie laaste week so 'n bietjie gesit en dink oor hoe belangrik is ons stem ook as gelowiges. Want net soos met 'n verkiesing dink ek baie van die kerke en baie gelowiges voel dat soms ons stemme nie saak maak nie. Dit gaan nie regtig 'n uitwerking hê op die samelewing of die omgewing of die posisie waarin ons onsself bevind nie. En soveel so dat ons kies uiteindelik om stil te bly, want ons besef nie die waarde van ons stem nie. En tog dra ons stem waarde as individue, maar ook saam as gemeenskap, saam as kerk. Onthou, God het elkeen van ons en alles geskape met sy stem, deur sy woord het hy ons gemaak. En toe hy ons gemaak het, toe blaas hy ook sy asem in ons in, en hy het ons gevorm tot sy beeld. So, ons het ook die Skepper God, ons dra sy beeld, ons leef ook met daardie stem, en deur die Heilige Gees wat in ons werk, het ons ook 'n stem om te gebruik in hierdie wêreld. En baie kere as ons kies om stil te bly in sekere scenario's en sekere situasies, dan kies ons eintlik teen dit waarvoor ons juis geroep is om te doen. Elkeen van ons het 'n stem wat belangrik is, en ons is geroep om dit ook te gebruik. Onthou, soos daai bekende gedeelte wat sê dat niemand steek 'n lamp aan en bære hom onder die bed of onder die lesenaar of onder 'n bak nie, en 'n stad wat op die berg staan kan ook nie weggesteek word nie. Ons is geroep om sout vir die wêreld te wees, en ja, sout perseveer, sout gee smaak, sout gee smaak tot die lewe of geur aan die lewe. En sout help ook om gesond te maak, dit help ook om 'n wond te genees. So, ons is geroep as sout vir die wêreld, en wanneer ons kies om stil te bly, dan bære ons juis daardie lig onder die bank. Ek en jy het elkeen 'n stem wat ons ook veronderstel is om te gebruik in alledaagse situasies, daar by die werk, by die skool, daar waar jy sien onreg is besig om te geskied. Jy het 'n keuse om daarso te maak, ook om jou stem te gebruik vir waartoe jy geroep is, of om ook stil te bly, want jy dink dalk nie jou stem sal 'n verskil maak nie. Hoe gebruik jy jou stem? Hoe gebruik ons as kerk ons stem? Ek dink byvoorbeeld aan die gedeelte in Handelinge met die uitstorting van die Heilige Gees, waar Petrus opgestaan het en sy eerste preek daarso gelewer het. Hy het sy stem gebruik wat hy 3 dae terug gebruik het om die Here te ontken en te sê dat hy ken hom nie, hy weet nie wie is hierdie persoon nie, uit vrees uit. Kies hy om daarso op te staan en sy stem te gebruik, en hy lewer sy eerste preek, en meer as 3000 mense word bekeer. En elke een van hulle, dink ek seker, het ook 'n geleentheid gekry om hulle stemme te gebruik en daardeur nog meer mense te bekeer. Fast forward daai proses en kyk waar sit ons 2000 jaar later. Klomp gelowiges, elk ook met 'n stem, ook met 'n boodskap om oor te dra, 'n persoonlike getuienis of iets wat die Here in jou lewe gedoen het. Hoe kies jy om jou stem te gebruik? Gaan ons ook maar net stil bly en laat ander mense raai wat besig is om aan te gaan, of gaan ons ook ons stem gebruik en die evangelie so verkondig? Tot 'n volgende keer.